Ek is vandag in 'n baie groot bevoorregte posisie, dat ek al sommer klaar, saam met oupa Rudy, vir Erich aan die Here kan toewy vandag. So die Bekes het besluit, hulle klim in die kar, en hulle ry al die pad daar van Johannesburg af, en hulle is saam met ons, Rudy en Elna, sal julle asseblief ook hier saam met my kom staan, saam met Erastus en Marigen, en ai man, dit klink so lekker op die lippe, Erich Rudolf Bekes. Ek is nog steeds baie spyt, Hugo is nie daar ergens in nie, maar ons sal weer daaroor praat. Vir die res van die Bekes familie, baie hartlik welkom, dis wonderlik om julle saam met ons te hê, Ilana, Mirka, Marcus, welkom, nou julle gaan nou julle liedjie kan sing, ek het vir julle die stoele hier gereël, dis alright. Ons wag net vir ouma Elna. Ok, Poplap is gou agtertoe. En ouma het hulle gaan haal. Ek kan stank met julle praat, want ek wil baie graag. Dis vir my 'n baie groot voorreg. So hierdie week sit ek op my eie stoep. En Rita het dit nou maar so gemaak. Sy kry dit reg om goed mooi te maak. Sy sukkel met my al 40 jaar, maar met die res kry sy dit reg. So die stoep is regtig 'n lushof en hulle ken die stoep en ons gaan vanmiddag weer op die stoep kuier. Want Rita kweek plantjies. En ek drink 'n lekker koffie. En die volgende oomblik is Rita besig om al die plante uit hulle potte uit te trek en sy neem foto's van hulle wortels. Daai gedeelte is nie waar nie. Maar die plantjies wat sy so gekweek het, is so pragtig en dan elke keer, en dis eintlik buitekant, ons stoep is nie heeltemal toe nie. As die stormwinde in die weer kom, dan kan jy sien, sy het 'n goeie werk gedoen, daai plantjies is stewig, hulle is vas in hulle potte, die wortels het gegroei, hulle is geanker, hulle is daar, hulle staan in die storm, maar niemand weet eintlik maar hoe hulle worteltjies lyk nie. En toe dink ek aan julle. Rassie, Marigen, elke gebed wat julle doen vir klein Erich en vir Emma. Kom papa, ek wil met jou praat. Elke keer wat julle by hulle bedjie is en 'n Bybelstoritjie vertel, elke keer wat julle hulle vasdruk en vir hulle liefde gee, elke keer in julle huis wanneer hulle Jesus se liefde ervaar, niemand sien dit nie, dit word nie ergens gepost nie, maar wanneer die storms kom en wanneer die swaar van die lewe kom, is daar die liefde wat julle gedeponeer het in hulle harte, maak hulle sterk en dit laat hulle staan. En Jesus het vir ons die opdrag gegee, leer hulle om my lief te hê met alles wat in hulle is. En my gebed, hierdie oupa en hierdie ouma, en hierdie kosbare ouma en oupa wat kom kuier het, ons bid saam dat die Here julle sal seën, en dat julle hierdie pragtige geskenk, Erich Rudolf Bekes, dat julle hom sal opvoed in die vrese van ons Hemelse Vader. Ek kom saam met julle bid. Julle kan nou maar 'n bietjie omdraai, dat almal nou sien, dat julle eintlik baie nice is. Vriende, as jy dalk nou vandag vir die eerste keer kuier, maar jy weet dit, wanneer ons 'n babatjie aan die Here toewy, is dit niks wat hierdie oupa of daardie oupa doen nie, dis wat God doen. En hy is teenwoordig met sy liefde en sy heerlikheid, en hulle het hierdie wonderlike gawe, hierdie geskenk van hom afgekry, net soos dat hulle met Emma die pad gestap het. En hulle belofte is vandag om hom in die vrese van die Here groot te maak, en sy liefde en al die gawes wat die Here in sy hart en in sy lewe kom deponeer het, gaan julle ontwikkel vir God se koninkryk. En Christus kom en hy seën vir klein Erich, en hy seën hulle ouers saam. So ek gaan die seën doen, en dan gaan ek Rudolf, sal jy vir ons bid. Het julle gehoor, Rudolf, né? Erich Rudolf Bekes. Heilige oomblik, wanneer ons kom en ons vra ons wonderlike Skepper, Hemelse Vader, wat hierdie gawe aan hulle gegee het. En vandag kom ek in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Kom by ons vir Erich Rudolf Bekes aan die Here toe. Oupa, sal jy vir ons bid asseblief? Ons Hemelse Vader, ons besef dat hierdie is
kosbare oomblikke. Nie net maar 'n formaliteit, nie maar net 'n gewoonte nie. Maar Here, uit ons harte, oupa en ouma Bekes en oupa en ouma Waig, wil ons vir hierdie gesin kom bid en vir hierdie pragtige jong seun, Erich Rudolf Bekes. En Here, ons wil saam met hulle hom toewy aan U. Want U is waardig, Here. Ons kan U vertrou. Ons het dit nou gesing. U alleen kan vertrou word en ons vertrou hom aan U toe. En ag Here, dat hy U pad sal stap. Ons wil ook vanmôre die naam van die Here onse God oor hom uitroep. En Here, vir die res van sy lewe, dat hy U sal eer, dat hy U sal leer ken, sy verlosser, sy saligmaker, sy Vader, sy hemelse Vader. Baie dankie dat ons vir hom aan U kan afgee en toewy vanmôre. Dankie dat ons kan bid vir Erastus en vir Marigen. Here, aan wie U hierdie bondeltjie toevertrou het. Sonder U hulp en sonder U krag, sonder U instaatstelling, sonder U wysheid, sonder U raad, kan hulle dit nie doen nie. En daarom wil ons ook vir hulle kom bid, saam met Emma. Here, dat U hand oor hulle sal wees. Want U is wonderbaar. U is raadsman. U is sterke God, ewige Vader. U is vredevors. En Here, ons wil bid soos Paulus gebid het saam met die ouderlinge daar in Efese gemeente. En nou Ras en Marigen en Emma en Erich, nou dra ons julle op aan God en aan die woord van sy genade wat magtig is om julle op te bou en julle heel erfdeel te gee onder die geheiligdes. Ons eer U, ons aanbid U, Here, vir hierdie oomblikke. Ontvang dit wat ons U bied as 'n lieflike geuroffer vanmôre tot eer van U naam. Amen. Amen. Oupa Rudy, hou daai mic sommer net baie naby julle. Die gemeente ken my nou al mooi, né? Hulle weet ek gaan nou verbystap en hierdie enetjies en ek's nou nog nie styfie, maar net om vir my ook nou rustig te maak voor ek preek. Hier gaan ons. 1 2 3. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Dis julle item. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Daar is nommer 5 van 10. Wat sê? Sterkte Marigen, julle hoor. Wat mooi, né?